Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag se hoofstuk is Numeri 18. In vers 1 sien ons dat die priesters verantwoordelikheid moes vat vir die priesterwerk wat hulle gedoen het. God gee nooit gesag sonder aanspreeklikheid nie. Gesag en aanspreeklikheid gaan hand aan hand. Wanneer God gesag of leierskap gee aan 'n persoon en verwag dat ander mense onder sy wil en orde onderdanig moet wees aan daardie persoon met die gesag, hou God daai persoon ook met 'n besonderse wyse aanspreeklik oor hoe daardie gesag uitgeoefen moet word. Wanneer ons verder lees, sien ons dat die Lewiete 'n belangrike rol gehad het om te vervul. Alhoewel die werk anders gelyk het as die van die priesters, was hulle rol steeds belangrik. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7 kom herinner ons aan die volgende. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. In vers 19 lees ons oor 'n ewige soutverbond. Sout kan heenwys na reinheid, bewaring en waarde. Dus is 'n soutverbond rein, omdat sout 'n suiwer chemiese verbinding bly. 'n Soutverbond is 'n blywende verbond, omdat sout dinge preserveer sodat dit langer kan hou. 'n Soutverbond is 'n kosbare verbond, omdat sout in daardie tyd baie duur was. Spurgeon sê die volgende rakende die soutverbond wat in hierdie gedeelte genoem word. By which was meant that it was an unchangeable, incorruptible covenant, which would endure so that it is not liable to putrefy or corrupt. In vers 20 lees ons dat Aaron nie grond in hulle land sou kry nie. God verseker hom egter dat hy sy erfporsie en aandeel in Israel is. Psalm 16 vers 4 sluit hierby aan. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Wanneer God ons aandeel is hy ons erfenis, ons hoop en die een op wie ons vertrou. Vanaf vers 21 lees ons oor die tiendes wat die Israeliete moes bring. Dit is belangrik om te verstaan dat die beginsel van die tiende nie afhanklik was van die wet van Moses nie. Die praktyk het reeds voor die wet bestaan en is deur God geëer. Wanneer jy dus gee, moet jy dit vrygewig, vrywillig en met blydskap doen. Die bestuur van jou finansies is uiteindelik 'n geestelike saak en nie bloot 'n finansiële een nie. Om saam te vat. Wanneer God gesag aan iemand gee, gaan dit gepaard met aanspreeklikheid. God is ons erfenis. En laastens, om vrygewig en met blydskap te gee, bring eer en lofprysing aan God. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.